Vir Suid-Afrikaanse wyndryfprodusente is ryp meer as net 'n seisonale oorlas. In hierdie episode van 'n Suid-Afrikaanse wingerdbougevalle studiereeks ondersoek ons ryp, voorkoming sowel as bestuurstrategieë. Ons het bloot gereedskap en taktieke, van passiewe tegnieke tot aktiewe intervensies wat die verskil tussen skade en oorlewing kan maak. Wat veroorsaak ryp? As dit baie koud is, gewoonlik net na koue fronte en dit is 'n oop nag en daar's nie baie wolkbedekking nie, is daar baie uitstralingshitte en die aarde koel relatief vinnig af. En wat dan gebeur is dat die koue in 'n vallei samel na die laagste punt toe aan en die temperature val baie vinnig in daardie area. So die omgewingstemperatuur kan dalk baie naby aan 5 grade wees, maar op die laagste kolle op jou plaas kan temperature afgaan na 0 en selfs minus tot by -4. So vanaf 0 en vriespunt kan die loodgroeipunte begin vries en dit is dan die rypskade wat plaasvind. So as dit op 'n vroeë stadium gebeur, net na uitbot, kan daar baie van die blomtrosse verlore raak en dit kan 'n direkte oesverlies veroorsaak. Om die risiko van ryp tot die minste te beperk, word dit genoodsaak dat jy, wanneer jy jou wingerde beplan, besluit waar jou hoogste risiko op jou plaas is. Beplan jou kultivars daarvolgens. Ryp kom nie algemeen in Robertson voor nie, alhoewel ons die laaste paar jaar 'n paar ernstige ryp events gehad het. Hoofsaaklik in die laerliggende gebiede nader aan die rivier, daar waar die koue na toe vloei. So dis definitief iets wat ons aan dink of moet dink om te bestuur, en daar is al 'n klompie strategieë in plek en daar is 'n paar planne wat ons maak. Ek sal sê amper die eerste ding is wat ons doen is om voorkomend of proaktief te probeer optree. So ons sal eerstens 'n kultivar plant wat laat bot, dan bot jy buite die rypgevaar. Dis nie altyd moontlik nie, want die grond is nie noodwendig altyd geskik vir 'n laat bot kultivar nie, of die keller of die produsent het dalk nie daai kultivar in sy pakkie nodig nie. Die wingerd waaraan ons nou staan, is 'n blok kolumbaar. Sy kordon, soos julle sien, is heelwat hoër as 'n standaard kordon. So hierdie wingerd se kordon is op 1.4 meter van die grond af. So ons wil graag uit die grond uitkom, dat jy bietjie wegkom uit die koue uit. Hierdie is 'n 2-draad heiningstelsel, of wat ons noem 'n high wire, maar ons sal 'n hoër kordon plant op ander prieelstelsels ook, soos byvoorbeeld 'n WSP of so. So ons wil net graag van die grond afkom. Dan die ander ding is wat mens moet in ag neem, wat 'n groot effek het op ryp, is om jou wingerdvloer so skoon as moontlik te hê. As daar natuurlike onkruidstand is of dekgewasse, is dit 'n goeie praktyk vir ryp. As ons sien daar is 'n waarskuwing om dit maar te kom bossiekap, om dit so plat as moontlik te kry. 'n Belangrike ding is ook om in ag te neem, wat ons baie keer sien, is rondom die wingerd, as jy in 'n rypgevoelige lokaliteit is, probeer om alle obstruksies weg te vat. So as ek praat van obstruksies, praat ons byvoorbeeld van 'n boomlaning of 'n wal, sodat die koue kan wegvloei. Dit moenie opdam daar nie. Ons sien dit baie keer as daar 'n boomlaning is, die koue vloei af en dan dam dit op. Dit kan nie wegvloei nie. So maak seker daar is nie obstruksies nie as dit moontlik is. En dan een van die groot goeters wat ons doen is om so laat as moontlik te snoei. En as ek praat van snoei, praat ons van spesifiek van stompsnoei. So ons sal wag dat die wingerd beginne bot voordat ons stomp snoei, en so kan ons die bot uitstel met 'n hele aantal dae, sodat mens moontlik dan bot buite die rypgevaar. Hier is ook produsente wat met hoë ooglading sal snoei, so baie meer oë as wat ons normaalweg sal snoei, byvoorbeeld meganies of selfs met die hand baie hoë oogladings. Aangesien met daai hoë oogladings al jou vrugbare oë nie bot met die eerste keer nie. So as jy dan nou ryp kry en baie van daai lote is doodgeryp, is daar weer heelwat vrugbare oë wat kan bot, so jou oesverlies behoort nie so groot te wees nie, maar dis maar enkele produsente wat daai praktyk toepas. Alternatiewe beheermaatreëls is sprinklaarbesproeiing wat addisioneel tot die drippers geïnstalleer kan word. Ons het die laaste klomp jare groot probleme met rypskade begin optel
En ons was genoodsaak om iets te doen. Ons enigste oplossing was maar om te sorg dat ons dekgewasse plat gesny is tussen die rye, dat ligbeweging kan plaasvind. Ons het ons opleistelsel hoër gelig van die grond af, maar ons het nog altyd probleme gehad met ryp. En toe het ons besluit om oorhoofse spreiertjies op 'n gedeelte van die plaas op te sit, op die blokke waar ons gewoonlik die grootste skade kry. Dit is maar spreiertjies wat ons so opgesit het, sodat dit kan uithak en plat lê op die grond. As jy deur die seisoen kom en jy moet begin topwerk doen, teen daai tyd moet jy jou spreiers uit die pad uit hê en tydens oestyd en snoeityd ook. En dan gewoonlik aan die einde van die winter, as die wingerde wil begin bot, dan sit ons weer die spreiers op, hulle klik in op die pale. Dan hou ons maar dop die weervoorspellings, as YR sê hier kom moeilikheid, of het lyk of die temperature gaan sak. Hier by ons sien ons nou al as YR in ons area praat van 11 grade Celsius, dan weet ons al by ons gaan hy baie laer as dit sak. Dan begin ons maar 11:00 se kan die aand, begin ons water gee, ons laat loop al die spreiertjies gelyktydig, hulle gee fyn sproei bo die wingerd. Nog 'n voorkomingsmaatreël is oorhoofse waiers wat geïnstalleer kan word. Hierdie waiers kan tot 'n 20 hektaar radius bedien. Hulle is gewoonlik 15 na 20 meter bo die grond en die doel van hierdie waiers is om lugvloei te bewerkstellig sodat koue lug konstant met warm lug kan meng en daar nie 'n aansameling van koue lug op die grond plaasvind wat 'n ryp veroorsaak nie. As dit kom by probleme met ryp in die wingerd, het ons definitief meer gereeld moeilikheid as in die verlede. Voordat ek hier op die plaas gekom het, my pa het my vertel, het is so elke 5 jaar sukkel hy vir 'n paar jaar, dan 5 jaar af. En vir die laaste 8 jaar aan een sukkel ons met dit, wat dit meer van 'n konstante probleem begin word. Dit het definitief, en die intensiteit het ook drasties toegeneem. Vir die bestuur van ryp of die bestryding teen ryp gebruik ons op die oomblik 'n frost fan, en tot op hede is dit die enigste produk of enigste metode wat in hierdie area sinvol en effektief gewerk het. As dit kom by die gebruik van 'n frost fan, die voordele is dat hy outomaties kan aanskakel, hy kan outomaties jou kragopwekker aanskakel. Hy is heeltyd daar en hy kan dophou as jou wekker afgaan en jy verslaap, sal hy daar wees. Ek het al baie oggende wakker geword, dan klink dit of 'n helikopter buite my huis draai. Maar ongelukkig is daar nog steeds 'n menslike faktor, so dit bly belangrik om jou toerusting na te gaan en in werkende orde te hou. Ons het ander opsies ook as jy nie vir die stasionêre waier wil gaan nie. Ons het PTO aangedrewe waier wat in verskillende hoogtes kom en verskillende groottes. Die PTO waier is 'n beter opsie vir kleiner areas wat gedek moet word of veral vir ouens wat se risikotydperk net 'n paar ure in 'n seisoen is. PTO waiers dek so enigiets van 1 na 2 hektaar. So dit is dan veral vir 'n kleiner area of selfs as jy van koue lug wil ontslaa raak in die onderkant van 'n vallei, werk die PTO waiers baie goed. Verder het ons ook 'n mobiele waier. Die mobiele waier het 'n 22 kW waier op en jy kan hom ook soos die PTO waier kan jy hom sleep na die naaste area waar jy hom wil gebruik. Die voordeel van die mobiele waier is hy het weer eens die inversielaag waarmee hy werk. So jy het nie nodig om addisionele hittebronne by te sit nie. Jy kan die waier net gaan stop om aan 'n generator koppel. Hy het 'n outomatiese stelsel, so hy start van self op en jy kan ook alles of van jou selfoon af monitor en aanskakel indien nodig. As ons nou al hierdie gedoen het en ons het nog steeds ryp, dan na die ryp sal ons die wingerd gaan evalueer en dan besluit watse aksie ons op die wingerd gaan toepas. So as die lote byvoorbeeld heeltemal doodgeryp het tot op die basis van die loot en die tros is weg en die loot is heeltemal weggeryp, doodgeryp, sal ons die wingerd net so los. So ons sal die wingerd toelaat om te bot, laat hy maar weer uitloop en dan dit wat bot sal bot en dan sal ons weer die wingerd daarna gaan evalueer. Wat belangrik is, omdat die wingerd doodgeryp het, sien 'n mens baie keer dat hy verskriklik baie oë uitbot en die wingerd is baie bossieagtig en baie dig. So dis belangrik om daai wingerd te kom seier. Ek weet dit is nie lekker om 'n wingerd te seier waar daar nie baie druiwe sit nie, want dit is 'n ekstra onkoste, maar jy gaan definitief die voordeel daarvan in die volgende jaar sien.
So die rede hoekom ons suier is om al die waterlote weg te vat, sodat ons sit met vrugbare lote. Jy wil vir vrugbaarheid goeie deurligting hê. Jy wil ordentlike hout hê om te snoei na die ordentlike lote hê om te kan snoei vir die volgende jaar. En die snoeier weet presies dan wat is die vrugbare lote, omdat al die waterlote weggesuier is, so dit maak die snoei vir die volgende jaar baie makliker en die wingerdherstel baie vinniger. In gevalle waar ons ryp gehad het, maar die hele loot is nie doodgeryp nie. So sê nou maar die loot het byvoorbeeld doodgeryp tot net onderkant die tros, jou trosse is dood, maar die hele loot is nie dood nie. In daai geval sal ons daai oorblywende stukke lote wat nog groen is, sal ons kom afbreek, sodat die sekondêre oë kan bot, wat weer vir ons kan drywe teruggee. As jy dit nie gaan doen nie, dan ontwikkel daar 'n syloot uit daai stukkie lewendige oog, wat dan verder sal ontwikkel, wat in die meeste gevalle nie 'n tros aan het nie, en jou produksieverliese dan is heelwat groter.